Goeiedag broers en susters, ek groet julle weer in die mooi naam van Jesus. Ek gaan vandag met julle praat oor 'n vrou in die Nuwe Testament met die naam van Anna. En ons gaan dit lees uit Lukas 2 vers 36 tot 38. En daar was Anna, 'n profetes, die dogter van Faniel, uit die stam van Aser. Sy was op baie vergevorderde leeftyd en het van haar maagdom af 7 jaar lank met haar man saamgelewe. En sy was 'n weduwee van omtrent 84 jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie, en met vaste en gebede God gedien, nag en dag. En sy het in dieselfde uur daar gekom en die Here geprys en van hom gespreek met almal in Jerusalem wat die verlossing verwag het. In net 4 sinne word die lewe van Anna getoon as 'n buitengewone reis van vertroue en toewyding wat oorloop van haar liefde vir God. As een van die sterk vroue van die Bybel erken die 84-jarige profetes Anna Jesus as die Messias en het een van die eerste Christensendlinge geword, wat uitgegaan het om die goeie nuus van Jesus te verkondig. 84 jaar van wag, van aanbidding, van vertroue. Elke dag het Anna gekies om getrou te bly aan haar geloof, ongeag die omstandighede. Sy het haar hele lewe daaraan gewy om op God se voorsiening te vertrou en haar lang jare van wag is beloon deur na die aangesig van Jesus te kon kyk. Hierdie goddelike vrou het God met totale toewyding gedien. Anna se hegte wandel met God is getoon deur haar liefde vir Jesus en haar begeerte om ander van Jesus te vertel. Anna was 'n merkwaardige vrou. As weduwee het sy pyn en verlies geken, maar dit nie bitter geword nie. As 'n bejaarde vrou het sy nie hoop verloor nie. Miskien was dit omdat sy 'n vrou van aanbidding en 'n vrou van gebed was. Broers en susters, vroue maand, ons het Moedersdag vier, nou Sondag wat verby is, maar dit gaan nie oor dinge wat ons moet doen as kinders van die Here. En as hierdie jou kan bemoedig, bly in aanbidding en bly in gebed. Moenie dat die duiwel dit van jou steel nie. Vastig om heeldag in gebed te wees is ook 'n goeie ding. Die Bybel leer ons nie om heeldag met 'n Bybel onder die arm te loop nie, maar ons kan nog steeds bid en ons kan nog steeds in aanbidding bly. Ek hoop dit is 'n bemoedigende boodskap vir elkeen van julle en ek bid vir julle vrede en liefde toe en ek bid vir julle sterk staan in Jesus naam. Amen.